Hallo maatjies, dis oom Jakkie Lou hierso en baie welkom by nog 'n Jakkie Nou produksie. Vandag se storie gaan oor Boegoe en Moegoe, die vriendelike monsters. Lank gelede, toe die maan nog elke aand silwer stories oor die wêreld gestryk het, was daar 'n klein dorpie teen die rand van 'n groot fluisterende woud. In die woud, onder ou bome met knoesige arms, het twee monsters gewoon, Boegoe en Moegoe. Nou moet jy weet, hulle is soos monsters gelyk. Boegoe was groot en harig met tande wat blink in die maanlig. En Moegoe het twee krom horingkies en oë wat soos lanterns geglinster het. Maar ag, mense kyk soms net met hulle oë, nie met hulle harte nie. Want Boegoe en Moegoe was eintlik baie vriendelik. Elke oggend het Boegoe die voeltjies self wakker sing met sy diep bromstem. La 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 la. Word wakker voeltjies, word wakker nou, word wakker nou. En Moegoe het blomme regop gesit wat hierdie nag omgeval het. Hulle het nooit iemand seer gemaak nie en hulle was baie lief vir kinders. Al het hulle nog nooit een durf groet nie. Jy sien, die mense van die dorpie het gefluister, hou die kinders weg van die woud, want hulle was bang vir die monsters, Boegoe en Moegoe, want hulle het hulle glad nie verstaan nie. Een aand toe die wind sag gesing het en die sterre soos liggies in die hemel gehang het twee klein dogtertjies, Lienke en Kara, verdwaal in die woud. Hulle albei het hulle pad verloor en verder in die woud ingeloop. Boegoe het met sy groot hande agter sy rug na hulle toe gestap en gesê: "Moenie bang wees julle, my naam is Boegoe. Ek wil julle net help." Moegoe het 'n vuurvliegie gevang en soos 'n klein lampie laat skyn. Lienke en Kara het hulle hartseer traantjies afgevee. Hulle het nie gekyk na die horings en die skerp tande van die monsters nie, maar hulle het geluister na hulle sagte, donker stemme. Die twee monsters het hulle veilig tot by die dorpie geneem. Stadig, sodat hulle nie bang sou wees nie. En toe die mense sien hoe Lienke en Kara vir Boegoe en Moegoe met hulle harte sien, het hulle harte ook oopgegaan en hulle het besef dat hierdie twee monsters glad nie gevaarlik is nie. Van daardie dag af het die kinders soms naby die woud gespeel. Boegoe en Moegoe het stories vertel, blare en kroontjies gevleg en gelag tot die maan hoog gestaan het. En so het almal geleer dat wat vreemd lyk nie altyd vreemd is nie en dat vriendelikheid soms agter die grootste skadu's wegkruip. Boegoe en Moegoe het nog lank in die woud gebly, nie meer as monsters nie, maar as vriende van die mense en van die kinders. En elke aand, net voor slaaptyd, fluister die wind wat deur die dorpie waai, die name van Boegoe en Moegoe. Dankie dat julle geluister het, maatjies. Dis nog 'n Jakkie Nou produksie. Van is die volgende storie? Jakkie Nou.